het vir julle beloof, hierdie week se kinderkerk gaan ons bietjie groot gaan en ek gaan iets lekkers vir julle bou, om vir julle 'n mooi illustrasie te gee van wie God is en hoe groot sy genade is. Onthou julle maats, ons is besig met 'n 40-dae reeks wat ons meer vertel oor God se Bybel en hoekom dit belangrik was. Nou wil ek vir julle wys, toe ek 'n kind was hierdie boekie een van my gunstelinge. Hierdie is nou die Engelse weergawe, maar hierdie is die verhaal van die man wat nie kon loop nie, is 'n lam man. En hierdie man se vriende het hom gevat om vir Jesus te gaan ontmoet. Dit is 'n ongelooflike mooi verhaal. Ek was mal oor hierdie verhaal as kind gewees. Ek gaan dit vir julle wys vandag in hierdie Lego wat ek hier vir julle reg het. So, ek gaan net so 'n bietjie een kant toe beweeg, dan gaan julle mooi kan sien wat dit is. Hier is die verhaal van die lam man en hoe sy vriende hom gevat het om vir Jesus te leer ken. So kom ons kyk saam. Weet julle maats wat? Daar was so baie mense wat baie keer bymekaar gekom het as Jesus moes preek. Daar was nie altyd plek in die huis vir hulle om almal vir Jesus te sien nie. En dis presies wat gebeur in hierdie verhaal. Hierdie man wat lam is, sy vriende en sy familie wil hê hy moet vir Jesus leer ken en hy moet gesond word. Maar hulle kan nie inkom nie want daar's net te veel mense en hy's op 'n draagbaar, onthou. Nou wil ek gou vir julle wys. As kind het ek altyd gedink dis 4 mans wat hierdie man gevat het om vir Jesus te gaan ontmoet, sodat hulle nie lam was, sodat hy gesond kon word. Maar nou wil ek vir julle wys hierso op die kamera. Wie is almal daar? Ek het 'n vroutjie daar, 'n konstruksiewerker, 'n ou oom en nog 'n ou met 'n pet. En ek het die vroutjie spesifiek daar gesit want ek dink dit is belangrik om te onderskei dat dalk is hierdie man getroud en het sy vrou hom ook geïnspireer om te gaan om vir Jesus te gaan ontmoet. Dis belangrik om daarvan kennis te neem, ouens. Vrouens speel 'n groter rol as wat die Bybel baie keer vir ons wys. Hulle het 'n groot verskil gespeel in mense se lewens in die Bybelse tyd. Julle man, julle kinders sal ook weet, dit is nou vroue maand en dit is belangrik om te weet dat vrouens, al het hulle miskien nie die man gedra om vir Jesus te gaan ontmoet nie, was hulle dalk die inspirasie agter hom om dit te gaan doen. Wie weet? Ek weet as dit my ma was of my vrou was, julle ken vir Chanel of my skoonma was of so iemand in my lewe, een van my oumas dalk, dan sou hulle verseker dat ek vir Jesus wou ontmoet. Maar nou ja, die storie gaan, hulle kon nie hier inkom nie. So toe stap hulle hier om. Kyk, hier kom nog 'n oom met 'n fiets aan. As julle hierdie wil sien, dis 'n oom wat haaraks koop. Sien julle, hier selfs 'n oom wat haaraks koop, hier soos hy. Dan kan julle hom nou mooi sien. Daar was so baie mense dat hulle waarskynlik haaraks moes verkoop om almal genoeg kos te gee. So wat hulle gedoen het is, hulle het hier omgestap tot bo die huis en nou gaan ek dit net vir julle so illustreer. So hulle het opgegaan tot hier bo. Toe maak hulle 'n gat in die dak. Kyk daar. Tjing! Daar's die gat in die dak. sien julle dit? Alright. Hulle het hier omgestap en hulle toue gekry en hom deurgesak met die toue dat hy binnekant tussen Jesus en sy vriende geland het. Julle sien dit so pragtig in hierdie Bybelstorie. Ek wil dit gou vir julle wys in hierdie pragtige verhaal wat ek as kind so verskriklik geniet het. Hulle het hom so gedra. Kyk daar. Daar dra hulle hom heeltemal tot bo. Hulle hierdie wys nou dat hom nie op 'n draagbaar gedra het nie. En hulle het hom deur die dak gesak dat hy tussen Jesus geland het. En Jesus het daai man gesond gemaak. Ek wil vandag vir jou vra, wat se tipe maat is jy vir jou vriende? Is jy die tipe vriend wat mense jou sal vat om vir Jesus te gaan ontmoet? Of is jy die tipe vriend wat mense sal sê, ag nee man, hy sommer net 'n moeilike een. Of sy sommer net 'n moeilikheidmaker. Want ons elkeen moet die tipe mens wees wat hier lê. Hierdie persoon. Julle gaan dit nou nie sommer op die video kan sien, ek gaan naby zoom dat julle kan sien. Sien julle hoe glimlag hy? Is gelukkig. Ons elkeen moet so tipe maatjie wees. Vir wie ons vriende sê, wow, ek wil hierdie ou beter leer ken. Ek wil hê hierdie ou moet deel wees van my lewe. En onthou, dit hang van elkeen van ons af as maats, om ons maats meer te vertel van wie Jesus is. So sien julle ouens, hierdie Lego kerk illustreer vir ons so mooi, dat ons elkeen moet die tipe maat wees. Of van ander maats hou en wat hulle wil voorstel aan Jesus. Ek hoop dat jy hierdie week so maat sal wees. Ek hoop dat jy so kind sal wees vir jou ouers. En ek hoop dat jy ook ander mense sal vertel van Jesus. Lekker week.